ons gewas in die bloed van Jesus Christus. Jy moet net so staan. Julle kom ons sit. Baie welkom by die erediens vanoggend. As daar enige besoekers is, baie welkom. So ook die verjaardag die week, baie geluk. Tot so 'n goeie jaar wat voorlê. Afkondigings, radiobedieninge, prof Pieter uitsaai, Sondagoggend om 9:30, Radio Kansel, daar uitsending op Dinsdag, Radio Kansel en dan Kaapse Kansel, Donderdag, so bediening vir die dag. Sondagskool, is 9:00 in die oggende, die kindertjies, so bring hulle asseblief as julle kan, en dan erediens 9:30 elke Sondag. Bidure is 7:00 elke Woensdag aand, en dan kyk ook dan of jy dit daar kan maak. Dink jy daar so sover reëlings vir Pinkster nie, maar dit sal binnekort aan julle deurgegee word. En dan gaan ons na die offerhande. Lees vanoggend vir julle Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here. En hy sal hom sy weldaad vergelde. Dit is nie wonderlik dat ons aan die een kan leen wat alles besit in die wêreld nie. God besit alles en tog kan ons iets aan hom leen. En vanoggend het my vrou my weer herinner aan Billy Graham, wat een keer gesê het, een van sy preke wat hy gehad het, die boodskap wat hy gehad het, we gaan na die tiendes, wat ons na die Here toe bring. En volgens hom, wat waar is, sê die tiendes, maar eintlik jou dankie sê briefie aan die Here, vir wat hy al reeds vir jou gedoen het, wat jy reeds sê. Nie vir dit wat jy nog gaan kry van die Here af nie, maar dit wat jy reeds sê. Soos my het gepas om hier om die Here dankie te sê. Julle kan staan op dit ons al. Ons dankie ons almagtige God en Hemel Vader. Ons dankie my Here vir nog 'n oggend, my Here, waar ons kom wakker maak en waar die son steeds in sy plek is. My Here, maar net weer bewys die Here dat U alles onderhou met ons. My Here, alles kom uit die hand uit. Here, mag ons werklik gee, my Here, met 'n dankbare hart teenoor U. My Here, ons is hier vanoggend, my God, omdat ons meer van U soek, my Here, en minder vir onsself. My Here, mag U vandag hierdie diens, my Here, intrek neem, my God, hierdie gebou. My Here, mag U kom bedien, my Here, elkeen afsonderlik, soos wat hulle, my Here, behoefte het dan. Ons dankie, my God, hierdie diens behoort aan U. Seën die prediker, my Here, spreek deur hom, my God, en dat elke mens, my Here, die woord van God sal hoor, die stem van God, my Here, dat hulle hart ontvanklik sal wees. In Jesus almaleen. Amen. 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 Môre kan ons net vir pastoor Dawie en sy vrou hande klap gee, hulle is terug, hulle is op hierdie jaar in die kerk gewees. Ek het nie gedink dit gaan gebeur voor. Gaan ons die Here aanbid vanmôre? Amen. Ek wil hê jy moet weet vanoggend dat die Here by jou afspraak. Nie met die persoon wat jy moes en sou en kon wees nie, maar met jou vanoggend. Ek glo nog steeds dat God die mens trek soos wat hy wil. En God bedien die wat hy weet ons soek. Amen. So ek glo jy is 'n klomp mense vanmôre hier wat soekende harte het, wat dit wat die Here vir hulle het. Amen. Is julle reg? Kan iemand net vir my smile asseblief? Sanne, is jy reg? Ons gaan die Here aanbid vanmôre. Amen. Of ek gaan die Here aanbid en julle gaan saam met my maar die Here moet aanbid. Amen. Is reg dat ons gaan.
dan sal jy weet die wêreld het vir jou niks gehad, maar Jesus Christus. Die wêreld het vir jou absoluut niks gehad nie, want toe jy die Seun van God ontmoet, toe ontmoet jy die krag, die insig, die wysheid van 'n lewende God. Toe in jou lewe inkom, het jy agtergekom. Jou lewe was altyd leeg gewees, voordat hy in jou lewe ingekom het. En dis hartseer, dat die mense eers na die tyd agterkom. En al wat ons as kerk vir die mens kan sê, weet jy wat jy weet nie wat jy mis. As jy hom eers het, sal jy agterkom, hoe leeg jy eintlik was. Amen. You can take the whole world, give me Jesus. En ek weet baie keer, dink die mens, dis die moeite werd om op te hou, die Here te soek en jou eie pad te stap en weer terug te gaan waar jy vandaan kom. Maar ek weet, daai gedagtes kom baie keer in die mens hart op. Want om 'n pad met die Here te stap is nie so maklik. Maar jy kan nie wegstap van volheid na leegheid toe. Ons bly by die Here. Amen. God het ons geroep om by hom te wees tot die dag dat die basyne blaas. Ek glo nie dis baie ver van nou af. Hierdie liedjie. U wil met my. 'n Vrou wat in die gemeente was, Cecile, het sy die gediggie geskryf. En toe sy eendag by Susan gesit en vir Susan gevra, kan ons musiek by die gediggie sit. Hy het ons vandag gaan sing, kom uit 'n vrou se hart uit. So as jy vandag sing, dan moet jy weet, dat sy mooi geweet het presies wat sy skryf. Dis 'n wonderlike lied. Here, u wil met my. Maar dis 'n swaar saak, soos wat sy agtergekom het, soos wat hy pad met die Here gestap het. Dat God se wil met jou nie so maklik is, as wat jy wil hê dit moet wees. Amen. Kan jy altyd ietsie kos om 'n kind van die Here te wees. Amen. God.
saam met my. Halleluja. Halleluja. Paulus skryf hy sê om te wil is my aanwesig. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie doen, dit wil ek doen. Dis 'n gawe van God, kind van die Here, om vanmôre te kan sê, Here, ek wil. Ek wil, U wil, want dit beteken, jy is vry vanmôre om volgens jou hart se begeerte God te kan soek. Jy is nie 'n slaaf van die duiwel om sy wil te doen, maar jy is vrygekoop deur Jesus bloed om te kan sê, ek wil die wil van my Vader soek wat in die hemel is. En dan kan jy sê, ek wil die wil van my Vader doen. Wat beteken, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U wil vir my. Die wil van God is dat die mens gered word, en dat die kerk op sy plek sal staan, en Christus Jesus sal openbaar. Dit is die wil van God, dat ek en jy vanmôre mag opstaan in die naam van Jesus Christus. I have decided to follow Jesus. Here, U wil vir my. Die volgende liedjie, pas my alles mooi in mekaar. Here, lei my na waters waar is. Lei my, Here. Waar
Vader, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, dat U vanmôre die een sal wees wat met ons praat. Here, dat U die een sal wees vanmôre wat verheerlik word, dat U die een sal wees wat opgehef word, Here. Here, want dis U paai. Dis U wysheid, Here, dis U insig. Dis U krag, Here, dis U openbaring. Dis U seën. Dis sy kruis. Dis sy bloed, Here. Dis sy lewe. Ek wil U bid vanmôre dat daar een gees die U sal wees vanoggend, Here. Here, een gees wat Christus verheerlik. Here, ek wil U bid vanmôre vir die kerk van God op aarde. Die kerk van die Here Jesus Christus. Hierdie versameling van heiliges. Want God het ons heilig gemaak. Dat die kerk op sy plek sal staan, Here. Die kerk sy kop optel. En sy Here koning verwag, Here. Ek wil U eer vanmôre. Ek wil U prys vanmôre dat U God is. Here, nie net in my lewe nie, maar my broers en susters se lewe vanoggend. Here, ons is op soek na U. Ons is op soek na meer van U. Here, ons is op soek na alles wat God het om te gee. Wil U bid dat U ons harte voorberei, Here, dat U ons siel versterk om hierdie openbaringe van God te kan dra. Ek wil U verheerlik vanmôre. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Like
Rabotoshiet Rabakasitia. Ek het dit my voorgeneem om my mond te hou vandag, Here. Maar Here, U het reeds gewys die profetiese woord wat uitgegaan het vandag, Here. Here, in my gees kan ek nie dit sê dat dit nie so is nie, Here. U het inderdaad die voorhangsel geskeur vandag, Here. Here, U skeur vandag die beeld wat ons het van die kerk, Here. U skeur vandag die realiteit wat ons sien, Here, met die fisiese oog. Here, U maak oop vandag, Here, die oë van die kinders van God, Here, die liggaam van Christus, om die heerlikheid te dra van ons God. Want die aarde het in 'n uur gekom wat die aarde gaan skeur. Maar soos die aarde skeur, sal die lig van God weerspieël. En die lig van God sal skyn in hierdie uur. En die kerk van God sal verheerlik wees. En dit sal God verheerlik en dit sal Christus verheerlik. Ek het gehoor hoe julle bid. Ek het gehoor hoe julle uitroep na my. Ek het gesien die gebede. Jy wat gebid het in die donkerte. Jy wat gebid het en geoffer het. Jy wat gebid het en gevas het. Jou gebede is gehoor vandag. Ja, inderdaad, my gees sal weer leef, soos wat dit geleef het van die begin af in my seun deur julle. Want so is die seun gekruisig is en opgestaan het, so is die gees van God wat in jou opgestaan het vandag, kerk, wat in jou die woord sal spreek, wat die bande sal breek en wat sal proklameer die jaar van ons God. Here my God, ons loof U vandag, Here. Ek dank U vir U woord, Here my God. Here, laat dit wees soos wat U dit bedoel het om te wees. Here, en ek dank U vir U goedheid. In Jesus naam. Halleluja. Here, U is ons God. Here, ons verklaar vanmôre buite U is daar geen God. Here, ons moet vanmôre sê dat daar buite U geen God is. Daar is nie ander nie, gelyke is nie gevind nie. Here, U het by Uself gesweer. Daarom mag ek U eer vanmôre. Want toe my Vader by homself sweer, het hy gaan kyk of daar 'n gelyke is by wie hy kan sweer, en sy gelyke is nie gevind nie. En ek eer U vanmôre, dat dit wat my God besluit, sal volbring word, Here. Ons prys U in die naam van Jesus Christus, God se seun. Kinders van die Here sê vanmôre amen. Amen. Amen, Here. Amen. Jy kan jou sitplek inneem, kind van die Here. Dit wat vanmôre geopenbaar is deur al twee hierdie manne, maak 'n groot gedeelte van my boodskap uit vanmôre. Ek wil vanmôre net vir jou sê dat die laaste week vandat die Here die boodskap vir my gegee het, was vir my persoonlik 'n baie swaar week gewees. En baie van die manne wat al voorheen bedien het, sal weet dat as die Here 'n boodskap in jou hart deponeer en die Here werk 'n boodskap, dat die boodskap soms baie swaar is om te dra in jou innerlik. En ek dink dalk vir die eerste keer in 'n baie lang ruk was die boodskap vir my amper net te veel om te dra. En dis omdat ek dink die boodskap is wonderlik of groot of enigiets behalwe 'n openbaring van God. Maar soms lê die Here dit so swaar in mense innerlike dat, en ek gaan dit nou maar sê sodat jy kan verstaan wat ek bedoel. Jy kan amper nie al wag vir 'n Sondagoggend om die boodskap te deel dat dit uit jou uitkom nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Die manne wat gereeld bedien sal presies verstaan wat ek bedoel. Jy kan nie wag dat hierdie net van jou moet afkom nie, want dit het 'n effek op jou wese. En dit is asof toe ek die boodskap gekry het, dat niks anders in my kop kon hou.
En ek het hierdie boodskap oordink en oordink en oordink en oordink en oordink tot so mate. Ek slaap gewoonlik in elk geval baie min, maar dat ek hierdie week minder geslaap het as normaalweg. En vir my toe die Here dit in my hart openbaar, was dit vir my absoluut iets niets gewees. En as die Here dan net met my gepraat het, dan is dit ook vanmôre tot eer van 'n lewende God. Amen. Maar ek glo, jy wat vanmôre hier sit, moet hoor wat die Here vir jou wil sê. Hier is mense wat vanmôre hier sit, wat in die laaste week of 2 baie gesukkel het, om hulle gedagtes onder beheer te kry. Dis mense wat vanmôre hier sit, waar die gedagtes begin het, en dan spoel dit en dit rol, en as jy jouself kan kry, dan is 'n halfuur van die dag verby, en jy weet nie regtig waar jy gedink het nie, maar jy weet jy was besig met iets, en dit het 'n effek in jou lewe gehad. Ek is bewus van dit vanmôre, maar die Gees van God het dit aan my geopenbaar. Here, maar hoekom wys jy my dit? Hoekom moet ek weet dat daar mense is wat so gesukkel het die laaste week of 2? En in dieselfde asem het daar weer gedagtes in my hart opgestaan, dat ek as man gedink het dit sal makliker wees, om dalk op te hou met die dinge van die Here. En ek weet, is iemand wat vanmôre hier sit wat so gedink het. Dit sal makliker wees, Here, as ek stop waarmee ek besig is, want dit help in elk geval dat ek dien die Here en ek kan bid die Here nie, want kyk hoe lyk dit rondom my. Dis mense wat gedink het vir hulle self, dat die Here het soveel maal sekere dinge beloof, maar dit wat God beloof het, het nog nie gebeur. So Here, hoe lank nog, voordat die vrede wat ek gehad het, toe ek die woord ontvang het, want die dag toe jy die boodskap ontvang, dat die Here iets gaan verander, het dit 'n blydskap en 'n vrymoedigheid opgewek, en jy was opgewonde, en jy het gehoop dat God môreoggend iets in jou lewe gaan verander, en 2 weke later, lyk dit asof niks in jou lewe verander het. Is daar so iemand vanmôre wat hier sit? Jy kan net vir my so maak. Jy sien, as ek dit weet, kind van die Here, dan beteken dit God weet. Dit beteken hy ken jou, hy ken jou situasie, en hy ken jou omstandigheid. Want die Here sal hierdie dinge nie vir my wys, om my voor te laat staan, dat ek lyk of ek slim is, en of ek baie dinge weet. Dis God se eer, wat jy in jou hart probeer begrawe, en weghou voor hom. Hy weet van alles. Daar's niks vanmôre wat jy kan wegsteek van die Here, wat hy nie van weet nie. Selfs al dink jy vanoggend, Here, U het van my vergeet. En ek is baie seker van, jy sit vanmôre iemand wat in hulle harte sê, die Here het van my vergeet. So ek wil vanmôre 'n boodskap vir jou bedien, en ek wil aangaan met die boek van Efesiërs. Ek wil jy met jou Bybel vir my blaai na Efesiërs 3 toe. As jy dit laas kan mense vir my sê, amen. As jy op pad is, dan wat ons weer. Efesiërs 3, ons het laasweek vers 1 behandel, en ek wil aangaan by vers 2 vandag. Ek gaan 'n hele paar verse vir ons lees, en dan gaan ek hierdie boodskap gee, wat die Gees van die Here in my hart gedeponeer het. Dit is allemaal by Efesiërs 3, vers 2. Ek gaan net vra dat jy oor vanmôre vir my sal sluit asseblief. Vader, Here, ek wil U bid, die Gees van God tog vanmôre in die tabernakel sal wees saam met ons nou, Here. Here, dat U my sal dra, dat elke woord wat ek sal spreek, woord van God sal wees, Here. Dat dit nie vlees en bloed sal wees nie, maar die Gees van die Here, Here. Ek wil U bid vanmôre, my God, om ons verstand oop te sluit. Here, ek wil U bid vanmôre om ons gees oop te maak, Here, dat U ons sal help om te kan hoor wat die Gees van die Here vanmôre
in die huis van God wil sê. Here, ek wil U eer gee, ek wil U prys. Vader, ek bid dat U Uself tog verheerlik vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Die apostel Paulus skryf in die boek van Efesiërs, en soos wat ek al voorheen gesê het, die boek van Efesiërs is geskryf om die kerk se verhoogde posisie, wat die kerk die liggaam van Christus het. Jy is verhoog. Jy is nie wat jy was nie. Jy kan nooit weer teruggaan na wat jy was nie. Jy was 'n sondaar, nou is jy gewederbaar. Jy is nou 'n seun en 'n dogter van 'n lewende God. Amen. Hierdie verhoogde posisie stel jou in staat om deel te hê van dit wat God vir jou lewe het. Dit beteken hy maak jou vanmôre meer as 'n oorwinnaar. Die eerste plek wat jy moet oorwin is natuurlik sonde. Sonde is 'n ligte woordkind van die Here, maar sonde effektiewelik is dit wat jou weghou van God af. So ek kan vanmôre vir jou sondes noem by die naam, maar jy moet gaan besluit, wat is dit wat tussen jou en jou God staan vanmôre? En dit moet verwyder word, want jy het die vermoë om dit wel te kan doen. Amen. Jy is nie gebind en jy loop nie gebukkend onder die sondelas soos wat dit altyd vir jou was. Jy het nou die absolute vermoë om te kan doen wat God wil hê jy moet doen. Jy kan nee sê, jy kan 'n besluit neem, jy kan opstaan. Dis jou verhoogde posisie. Saam met dit ontvang jy natuurlik die gawes, die Heilige Gees. Die vrug van die Gees word deur die kerk geopenbaar. En saam met dit kan van die Here jou heerskappy. Maar dis wat ek wil sê vanmôre. Die apostel Paulus skryf, en ek wil net van vers 1 af vir jou lees. Hy sê, om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is. Hierdie bediening van genade is die dispensasie wat God aangekondig het, dat dit nie meer die wet sal wees nie, maar deur die genade, deur die voorhangsel wat geskeur het, Christus Jesus het almal nou toegang gegee tot God die Vader. Dit het niks meer te doen met 'n besnydenis nie, dit het niks meer te doen met die Ou Testament nie, dit is 'n nuwe bediening wat God begin het. Julle onthou die woorde, dit is volbring op die kruis van Jesus. Apostel Paulus sê, hierdie bediening is aan my gegee, sodat ek aan julle dit kan deel. In vers 3, dat hy aan my deur 'n openbaring, 'n manifestation of 'n revelation bekend gemaak het, hierdie verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Nou as jy teruggaan na hoofstuk 1, toe jy gaan reg deur hoofstuk 1, dan sien jy Paulus het mooi opgesom wat hierdie verborgenheid was, dat God in sy voorneme voor die begin van die wêreld, voordat hy begin skep het, besluit het, dat as seuns en dogters erfgename en mede-erfgename sal wees. Dis die hele opsomming wat Paulus net saamvat hier. In vers 4, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Wanneer julle dit lees, hoofstuk 1 en 2, dan verstaan julle die geheimenis wat God aan my geopenbaar het. Sodat julle dit kan verstaan, en daai woordjie verstaan is solesis, wat beteken putting together of intellect. Soos wat die apostel Paulus dit dan beskryf en hy verduidelik dit, dan sê hy vertrou dat ons dan insig sal verkry, die vermoë om dit wat hy geskryf het, kan ek dit maar vir jou beskryf soos 'n puzzle, soos 'n legkaart, dat ons dit so in mekaar sal sit. En ek wil jy moet vanmôre weet, jy is deel van hierdie puzzle. Of glo die kerk net nie vanmôre nie. Glo jy dat jy deel is van hierdie legkaart, wat God in mekaar gesit het, in Christus Jesus. Amen. Die Here nie vanmôre geopenbaar, jy haal jou kroon, jou priesterskap, en jou koningskap haal jy dan af nie. Dan moet jy mos glo jy is deel van God se plan vanmôre om die koningskap terug te vat, kind van die Here. Amen. In vers 5,
wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie. Soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote van sy belofte in Christus deur die evangelie. Hierdie verborgenheid het absoluut niemand van geweet nie. En ek som net baie vinnig op wat in Efesiërs 1 en 2 klaar geskryf is. Niemand het die voorreg gehad om te weet dat die heiden 'n erfgenaam, 'n mededeelname sal hê aan die hemelse plek wat God vir sy volk voorgehou het. Die sosiale orde van gesag toe God geskep het. Dat God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En onder God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die geskape wesens, die engele. Ek gaan dit net baie vinnig opsom. Onder hulle is die aarde. Hierdie organigram of hierdie sosiale orde van gesag het God van die begin af geweet. Hy wil dit so plaas. En aan die regterhand van God die Vader het hy 'n besonderse plek gereserveer. En daardie plek het hy genoem plek vir seuns en vir dogters. Die mens is gereserveer om in heerskappy te funksioneer bo alle magte, bo alle owerhede, bo die aarde selfs. En daardie plek het God vir sy volk uitverkies. En toe kom die apostel Paulus en hy sê vir die volk van die Here, hy sê, julle is nie alleen deel van hierdie erfgenaamskap nie, maar ek het 'n boodskap van God en God alleen, dat daar 'n evangelie is van blydskap, dat die heidene ook hierdie posisie aan die regterhand van die Vader mag beerwe. En hierdie legkaart, hierdie puzzle, vertrou Paulus dat die mens tot verstaan sal kom, dat hy in hierdie plek ingebore is. Jy is geroep om in hierdie sosiale orde, hierdie hiërargie, aan die regterhand van God die Vader te sit, wat beteken, alles wat onder jou is, kyk op na jou toe, kind van die Here. Dit beteken, dat alles wat onder jou is effektiewelik onder jou gesag, as gevolg van die posisie, wat Christus aan jou gegee het. Dis wat die apostel Paulus hier skryf. In vers 7 sê hy, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van genade, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Volgens die werking van God se krag, die konstante werking, het God deur dunamis, 'n miraculous power, het hy aan my apostel Paulus die vermoë gegee en die bediening te kan volstaan, sodat ek aan die heiden kan verduidelik en openbaar, jy is deel van hierdie wonderlike plek wat God in jou lewe oor besluit het. Hy kon dit nie met vlees en bloed redenasie, kon die apostel Paulus hierdie boodskap nie aan die mens bring nie. Hy kon nie met wysbegeertes, filosofie, na die mens toe kom nie. Hy moes kom deur middel van krag. En hy erken dat God het aan hom die krag gegee om dit te kan doen. Maar dan gaan hy aan in vers 8. Hy sê aan my die geringste van al die heiliges. Apostel Paulus het die kinders van die Here vervolg. Hy is nie waardig gewees in sy eie oë om as vervolgeling te gaan tot een wat aan die heidene gaan verkondig. Maar Christus Jesus is die Here. Want hy het dan die kinders van die Here in die tronke gegooi, omdat hulle gesê het, Jesus is die Here. Hy sê aan my die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heiliges, die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Hierdie onnaspeurlike rykdom, die Engels vertaal ons dit of ons gebruik, is unsearchable en untraceable, wat beteken dat niemand anders kon hierdie ene kennis, insig en wysheid verkry het van die begin van tyd af nie, dat dit opgesluit is in Christus, en niemand kon dit vind, net God en God alleen het dit geopenbaar. Hierdie toegesluite verhouding wat God met sy seun het, en die toegesluite verhouding wat God met die Heilige Gees het, was net juist dit, absoluut toegesluit. Geen een van die skepping, niemand in die orde van gesag, het geweet dat God sou doen wat hy gedoen het. Dan
Dan gaan die apostel aan die volgende, hy sê in vers 9. En hy sê, hy moet al almal in die lig bring, die gemeenskap, die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het, deur Christus Jesus. Daai gemeenskap beteken 'n deelname, 'n verhouding. Toe die voorhangsel skeur, het jy die reg gehad om in die deelname in die verhouding wat verborgen was van al die eeue af in te stap. Niemand kon ooit in daardie plek in beweeg. In die Ou Testament was daar manne wat deur God geïnspireer was. Die profete van die Ou Testament was geïnspireer deur God om sekere dinge te sê. Maar vir die eerste keer, toe Christus aan die kruis hang en die voorhangsel skeur, word daar toegang gegee tot 'n plek waar nog nooit voorheen vir die mens toegang was nie, die troonkamer van 'n lewende God. Jy het vanmôre deelname, hierdie gemeenskap, hierdie verhouding, jy het vanmôre deelname aan daai posisie wat niemand voorheen ooit gehad het. Daar is nie 'n mens op aarde voor die kruisverdienste van Jesus Christus wat toegang gehad het tot die heiligste van allerheiligste. Ek praat nie van die tabernakels wat met mense hande gebou is nie. Ek praat van God homself wat ons toegang gee. En dit beteken dat God met jou kan praat en jy kan vanmôre met God praat. En dan begin dinge in mense lewe soms uit mekaar uitval en dan vra ons, Here, maar as ek werklik hier sit, hoekom gaan dit dan so met my? En dan begin die mens meer te kyk en te dink aan dit wat verkeerd is. En die mens begin kyk na dit wat nie reg is nie. En dan begin 'n mens wonder, maar het ek reg gehoor? Verstaan ek reg? Is daai posisie wat God vir my afgesonder het? Die plek van 'n priester en 'n profeet, is dit vir my of is dit net vir sekere mense? Want as daai pastoor hier voor kom staan, pastoor JP, dan lag hy Sondag saam met ons en hy gooi sy hande in die lug, so ek dink nie hy kry so swaar nie. En dan begin die leuen. Jy begin dink jy is die enigste een wat in die hoekie sit. Jy dink jy is die enigste een wat so voel, jy dink jy is die enigste een wat so dink. En as jy jouself kan kry kind van die Here, het jy jouself uit die verstaan wat God in jou hart gedeponeer het, jouself uit dit uit geredeneer. Of jok ek vanmôre as ek dit sê. Die apostel Paulus sê, as julle maar net in hierdie intellek ingetrek kan word, en julle kan vashou aan hierdie openbaring en verborgenhede. Maar dis wat ek vanmôre wil sê. Ek wil net vir my blaai na Johannes 1 toe. Ek gaan net vir julle lees Efesiërs 3 vers 9, jy kan bly Johannes 1 asseblief. Hy sê van almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Christus Jesus. Johannes 1 sê die volgende: In die begin was die woord en die woord was God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan nie. Hy is die skepper God van hemel en aarde. Aanvaar jy dit vanmôre kind van die Here? Wil jy met my baie na Kolossense 1 toe asseblief? Kolossense 1 vers 15. Kan ek vir jou lees? Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene
van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. En alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alle dinge is deur Jesus Christus geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou hy alle dinge in stand. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy wat in alles eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom ganse volheid sou kon woon. Romeine 1. Romeine 1 vers 20. Net so 'n paar bladsytjies terug. Kan ek vir julle lees? Ek lees vanaf vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag, sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hy is die skepper God almagtig. Alles het ontstaan deur hom. Hy het sy mond oopgemaak en gesê, laat daar lig wees. Hy is die skepper God, vanmôre nog steeds kind van die Here. Psalm 24. Psalm 24 vers 1 en vers 2. Kan ek vir julle lees? 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Ek kan vir my teruggaan na Efesiërs 3 toe. Vers 9. Die apostel Paulus skryf en hy sê dat alles is geskape deur Christus. Amen. Ek het 'n paar versies vir jou gelees wat bevestig dat hy die skepper God is. Dat alles wat hy geformeer het van hom afkom. Dit beteken die volgende. Dat as God homself wou openbaar aan enigiemand, aan enige wêreldheerser, aan enige vlees en bloed, dat hy in die Bybel kon sê, gaan kyk na my skepingswerk, gaan kyk na my hande, gaan kyk na die son, die maan, die aarde, die sterre en die wolke, gaan kyk na die planete, want ek is die skepper God almagtig wat al hierdie dinge geformeer het, en aan my is erkenning gegee dat ek dit gedoen het, as God dit wou doen. Efesiërs 3 vers 10 sê die volgende. Ek gaan 9 en 14 vir jou saam lees. En vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Christus Jesus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. God het besluit dat die gemeente gebruik sal wees om sy vermenigvuldigde, wat verwysing het na bo-kennis, bo-verstaan, bo-almal in gedagte, dat sy wysheid nie deur die hemele, die aarde, die sterre, die wolke geopenbaar sal word nie, maar deur sy gemeente. Dit beteken die volgende, kind van die Here. Vir die mens
vir die Romeine wat gedink het Jesus Christus gaan sterf aan die kruis. Die wêreldheersers en owerhede wat gedink het hy gaan sterf. Daardie kruis het sekere dinge opgewek in daai uur. Die eerste ding wat die kruis opgewek het, is vrees by die mens. Want dit was 'n verskriklike saak van dood gewees. Die tweede ding wat die kruis opgewek het in daardie tyd, was die vernedering wat gepaard gegaan het met die kruis, want die mens het absoluut naak aan die kruis gegaan. Die kruisiging was gebruik gewees in daai spesifieke tyd om rebellie teen te werk. So as daar gesondig was, oortree was, het jy geweet, die kruis gaan jou voorrang wees. Onthou, dis nie net Christus wat alleen gekruisig was. Daardie kruis was 'n simbool gewees van die krag wat die Romeinse ryk uitgeoefen het op die mense. Want as jy teen hulle opstaan, was dit die uiteinde van jou lewe gewees. God het besluit dat daardie simbool vir die kerk iets sou beteken. Dit was vrees gewees vir elkeen wat moes sterwe. Vir ons is die kruis nie meer vrees nie, maar is 'n beginpunt van lewe. Daar was naaktheid aan die kruis gewees, want die mens is naak gekruisig. Vir my en jou, wanneer ons by die kruis kom, word ons naaktheid bedek deur die heerlikheid van 'n lewende God. Daardie kruis word nie gebruik om rebellie in ons teen te werk, maar wanneer jy tot berou kom en jy kom tot bekering en jy stap verby die kruisverdienste, dan sal daar geen begeerte meer in die hart van die mens wees om teen God te wil opstaan. Daardie kruis, wat 'n simbool van krag was vir die Romeinse ryk, is vandag 'n simbool van krag en redding vir die kerk. God gebruik die kruis om die wysheid van hom aan die wêreld te openbaar. Hy gebruik nie die son, die aarde, die maan en die sterre nie. Hy gebruik die kruis. Jy wat eers ver weg was, wat nou naby gekom het, die oomblik as jy verby die kruis beweeg en jy word gewas in die bloed van die lam en jy neem jou sitplek in aan die regterhand van die Vader, dan is die oë van die skepping op die liggaam van Jesus Christus, want jy is nou verheerlik in 'n posisie wat voorheen nooit 'n plek gehad het. Dan sê die apostel, God gebruik sy gemeente om sy kennis te openbaar. Jy is die bewys dat die werk van die kruis suksesvol was. As jy nie opgewek was nie, as jy nie lewend gemaak is deur Christus nie, dan beteken dit die kruisverdienste het misluk. Die kruis is die wysheid van God. Jy wat vanmôre hier sit, is die wysheid van God geopenbaar. Jy is meer as die son, as die aarde, as die sterre. Jy is meer as 'n sonnestelsel en 'n planeet. Want God wil nie dit gebruik om sy wysheid te openbaar nie. Hy gebruik jou lewe. Het julle verneels gesien, sal die demone skree en die owerhede en die magte. Het julle gesien hoe ons vir Prof Pieter gebruik? Het julle gesien hoe ons vir Jannie gebruik? Het julle gesien? En ewe skielik kom Prof by die kruis uit. En Jannie kom by die kruis uit. En Niels kom by die kruis uit. In 'n oomblik se tyd kan die owerhede nie meer skree en sê, kyk wat maak ons met jou lewe nie, want hulle is onder jou voete. In 'n oomblik se tyd word die kerk die wysheid van God geopenbaar. Die feit dat daar 'n kerk is en dat ek vanmôre hier staan, dat jy vanmôre hier sit, maak nie saak wat aangaan in jou lewe nie, is die bewys dat daar die kruis het 'n doel gehad en jy is die doel van die kruis. Jy is die kennis van God geopenbaar op hierdie aarde. En of mense dit raak sien, maak nie saak nie, want die hele skepping het kennis geneem van die dag toe Jesus Christus aan die kruis hang. Die skepping, alles wat geskape is, het kennis geneem, daaraan die Seun van God aan die kruis. En net so neem die hele skepping kennis, toe ek van duisternis af deur die kruis gegaan het, en ek het lig geword, toe neem die skepping kennis, hierdie man is nie meer wat hy was nie, hy is iets niets. Dieselfde met jou gebeur.
sal dit met jou gebeur. Die kinders geniet met die liggels van God. Halleluja. Sal dit met jou gebeur. Die kinders geneem. En is nie meer duisternis nie. En of mense dit sien, maak nie saak nie. Want daar is 'n skepping wat opgelet het toe Niels gewas is in die bloed van die lam. So as die God van hemel en aarde wil sê, kyk na my wysheid, sê hy nie kyk na die son en die maan en die aarde en die sterre en die wolke nie. Hy sê gaan kyk, daar's 'n liggaam wat op aarde rondloop, 'n versameling van heiliges. Dis my wysheid geopenbaar dat ek my doel bereik het met hulle lewens. Halleluja. Ek wil hier oor vanmôre kind van God. Ek wil hier dit glo. Nou wil jy weet, hoe kom dit baie keer met jou moeilik? Want die dag toe jy verbystap en jy word lig, toe besluit die wêreld Jesus en owerhede, ons het nou in 'n moeilikheid is daar 'n situasie met jou betrokke. Ek en jy gaan oorlog hê. Amen. Dis hoekom dit soms met jou gaan soos wat dit gaan. Amen. Hulle aanvaar nie net wie jy is. Hulle weet wie jy is, maar hulle sal aanval. Die probleem is, die kerk van God wil nie glo wat hy is nie. Jy wil nie vanmôre glo wat jy is nie. Want ek wil hê, Here, as ek afgesonder is en gekies is, moet dinge net so gebeur en dinge moet reg loop ten alle tye in my lewe. Dit werk nie so in die kind van die Here. Daar sal altyd 'n probleem met jou wees as jy 'n kind van God is. Want die wêreld Jesus het kennis geneem. Want jy sien, eers was jy onder hulle voete gewees. Maar toe God jou oplig, is jy nou die gemanifesteerde kennis van 'n lewende God. Amen. En jy dra die krag van God in jou. Amen. Dis hoekom jy swaar kry, kind van die Here. Dis hoekom dit met jou gaan, soos wat dit met jou gaan. Maar nadat hierdie met jou gebeur het, skryf die apostel die volgende in vers 11. Hy sê dit wat met jou gebeur het is volgens die ewige voorneme wat opgevat is in Christus Jesus. En hy sê die volgende: en wie ons nou vrymoedig het en toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Kind van God, jy kan nie jou vrymoedigheid tot God verloor nie. Want dit wat in jou gebore is, kom van God af. Kan nie sondig nie. Ons verloor dit nie bo, kinders van die Here. Ons verloor dit nie bo. En dan 4 dae later kom jy agter, pastoor maak uiteindelik maar net op 'n hoopie gaan sit. En ek dink ek moet opstaan. En weet jy wat, as jy opstaan, dan stap die Here weer saam met jou. Ons het in alle tye vrymoedigheid en toegang tot 'n lewende God. En die wêreld Jesus weet dit ook. Teenoor die hele skepper weet dat jy 'n kind van God is. Die Bybel sê dat die skepper wag met reikhalsende verlang vir die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. En dan kan Vader as hulle dag kom waar die basyne blaas, maar ek weet die dag toe jy die kruis ontmoet, het hulle kennis geneem. Daar het iets gebeur in Niels se lewe. Iets in Bertie se lewe gebeur in Maritza se lewe. Hulle is nie wat hulle was. En ek wil die Here vandag bid, kerk van God, dat die Here die verstand sal oopmaak dat hierdie puzzle, hierdie legkaartstukke in jou lewe bymekaar sal kom. En dat jy sal opstaan vanmôre en sê, Here, ek gaan nie weer vir myself anders te dink nie. Ek gaan nie weer myself anders te hanteer nie. Ek is van vanmôre af presies wie God sê ek is. Ek is gewederbaar, ek is gewas, ek is nuut. Want jy gaan agterkom, kind van die Here, as jy alleen is, het jy nodig om nogal vas te staan op die woord van die Here. Jy moet vas staan. En dit is nie omdat God nie met jou is, dit is omdat daar kennis geneem is, dat jy die kennis van God in jou dra, dat die openbaring van God in jou is. Daarom is daar stryd met jou in jou lewe. Amen. Wat vir my 'n wonderlike saak was, is hierdie dinge
En die Gees van God in my hart oopgesluit. En ek moes die Here vergifnis vra. Want ek het nooit so gesien het nie. En lang terug, ek sien Judy is nie vanoggend nie, julle onthou jy almal ken vir Judy en vir Pieter. Klein meisietjie wat daar voor sit. Stap sy eendag na my toe na haar diens. Sy sê pastoor, ek gaan so 'n bietjie parmantig met jou wees. Ek sê is reg Judy. Sy sê die Here sê, jy moet nie so hard wees op jouself nie. En toe die Here hier in my oopsluit, kom aan agter. Ek het nie nodig om so hard te wees op myself. Ons is volmaak, geskape na die beeld van God. Die kruis het gedoen wat ek nie kon doen nie. Ek moet dit aanvaar vanmôre. Ek moet dit aanvaar vanmôre. Dit moet 'n uitgemaakte saak in my wese wees. Wil jy vra nie met te sluit vanmôre? Hemelse Vader, Here, wat is die mens? Die mens se kind? God. Wat dink Here? Wat is die mens en die mens se kind? Dat God besluit om sy wysheid en kennis aan die gemeente te gee. Dit te openbaar, Here, dat U God is. Ek wil bid vanmôre. Ek wil U vra, Here, om die verstand te open. Die kinders van die Here, my God, sal opstaan vanmôre in 'n verstaan, in 'n openbaring van God af, nie mens nie vlees en bloed nie, maar van God af. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Elke man en elke vrou wat vanmôre gehoor het, wat die Gees van God in die gemeente sê. Elkeen wat hierdie begeerte het, Here, sluit my verstand tog net oop. Here, help my dat ek hierdie kan indrink, Here. Maak hierdie legkaart vir my een vanmôre. Ek wil U bid en ek wil U vra vanoggend dat hulle vanmôre sal uitkom. Dan gaan ek U vra, Here, dat U self deur die Gees in ons hande oplê. Dat God aan hulle sal krag gee, openbaring sal gee, Here. Dat ons vanmôre sal opstaan en weet ons is meer as oorwinnaars in die naam van Jesus Christus. Ek wil U bid vanmôre, Here, sluit ons verstand oop. Here, skyn vanmôre helder in ons verstand, dat ons vanmôre sal indrink, Here, en weet wat ons vir God is, en wie ons vir God is. Here, ek wil U bid, dat wanneer U ons verstand oopsluit en die wysheid van God in ons openbaar, dat U die kerk dan sal laat opstaan, dat God die kerk sal gebruik, Here, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. Ek wil U eer vanmôre in Jesus Christus naam. Amen en amen. Ek wil jou vra vanmôre dat jy sal kom kind van die Here as die stem van God vanmôre met jou gepraat het. Dat die Here jou verstand sal oopsluit. Dat die dinge in jou lewe tot volheid sal kom. Daar is meer in ons as wat ons weet vanoggend, Here. Daar is meer in ons vanmôre, Here, as wat ons besef. Maar die bid vanoggend. Die verstand oopsluit, Here, in die naam van Jesus Christus. Ek wil U eer vanmôre. Dit van die Here, ons gaan vir die pastoor en die ouderlinge eerste bid. Daarna sal hulle vir jou bid.
dat die Gees van God dat verstand sal oopsluit. Here, dat sy vanmôre sal sien, dat daar meer in haar is, dat sy meer is as wat sy dink vanmôre. Here, ek wil die bid vanmôre, sluit hierdie verstand oop, dat sy sal ontvang, Here, 'n openbaring uit die hand van God uit, dat in haar 'n lewende skepende God is. Here, sy is vanmôre 'n wysheid van God wat gebruik sal wees. Here, om in die laaste uur die owerhede, die magte, Here, te openbaar, dat die kruis van Christus die waarheid is. Here, ek wil die bid vanmôre in die naam van Jesus. Sluit my vrou se verstand oop. Maak haar gees ontvanklik, Here, om te ontvang die naam van Jesus Christus. Ek bid U, eer U vanmôre in Jesus Christus naam. Ewige God, Skepper God. Here, kan ek vanoggend net dankie sê, Here, dat U elke een van ons kom herstel. U het ons nuut gemaak, Here, toe U ons gered het. En vanoggend, Here, het U net weer kom bevestig. My God, ons behoort aan U. Ons het direkte toegang na U toe, my God. Kyk ons nie mis nie, Here. Dankie, Here, vir U liefde. Meer, my God, vir U genade oor elke een van ons. Dat U ons uitlig elke keer, Here, om sê, ons is koningskinders.
elke mantel, Here, priesterlike mantel, Here. Here, vir die kroon op ons kop, Here, wat U daar geplaas het, my God, Here. Dankie, Here. Dankie vir hierdie diens. Dankie vir elke woord wat U kom spreek het vir ons, Here. Dat U ons kom besoek het, Here. Soos elke Sondag, elke Woensdag, wat ons by mekaar kom. Here, gaan saam met elke een wat ons hier uitgaan. Mag U woord bly groei in elke een van ons. Mag ons U lig uitdra, God, in hierdie donker wêreld. Mag ons U woorde spreek, by elke geleentheid wat ons kry. Here, mag ons U lig in ons. Prys U. Ek dank U, Here. Prys U. Die Heilige Gees, wat in ons is, saam ontstaan. Wat ons lei, Here, en soos ons gehoor het, op die nou